Hallo julle. Vandag wil ek graag 'n boodskap met julle deel uit Romeine 12 vers 10. Maar voordat ek dit doen, wil ek jou graag herinner om in te teken of my te volg op al my kanale, as jy dit nie alreeds doen nie. Jy kan my kry op YouTube, op Facebook, Instagram, TikTok en Threads. Alles onder die naam Jou Pastoor. En help my om my boodskappe en dit wat ek doen met soveel mense te deel as moontlik. Ehm Daar is dalk net daardie een persoon wat 'n bietjie bemoediging nodig het en of daardie een persoon wat weer daai vonk moet kry om Christus eerste in sy lewe te wil plaas. So hiermee wil ek ook dankie sê vir die wat dit alreeds doen, want jy maak dalk net 'n verskil in iemand se lewe. Mens weet nooit. So terug by vandag se boodskap. Ehm Het jy geweet jy is geskape om in 'n gemeenskap met ander te wees? Jy is 'n verhoudingswese. Toe God mense gemaak het hy ons gemaak met die doel om eerstens in 'n verhouding met hom te wees en tweedens om ons binne 'n liefdevolle verhouding met ander te plaas. God se oorspronklike bedoeling was dat ons binne 'n familie van ander gelowiges moet bestaan. Hy het nie bedoel dat ons in isolasie of geskei van mekaar moet lewe nie. Die lewe is nie bedoel om alleen geleef te word nie. So ongeag wat jou gesin of familie ervaring is of was, God het bedoel dat sy gesin liefdevol teenoor mekaar moet wees. Mekaar moet lief hê en vir mekaar moet omgee. En dit is die eienskappe van God se familie waaroor Paulus skryf in Romeine 12. Hy sê in Romeine 12 vers 10 die volgende: Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. So Paulus sê hier dat ons in liefde teenoor mekaar toegewy moet wees. Dit beteken dat ons saam met ander mense deur die verskillende seisoene van die lewe moet stap. Ons moet nooit mense in die steek laat of op hulle opgee. Wanneer die lewe begin moeilik raak. Paulus moedig ons aan om ander te eer. En so in plaas daarvan om selferkenning te soek, moet ons mekaar eer en aanmoedig. In plaas daarvan om te streef na wat vir ons na die beste lyk of hoe ons wil hê 'n persoon moet wees volgens ons of wêreldse denke en om dus vas te kyk in die sleg van 'n persoon. Is dit belangrik dat ons eers moet kyk na dit wat goed is in 'n persoon. Toewyding en eer is nie net twee woordjies nie. Dit is twee aspekte van hoe om iemand lief te hê. Maar Jesus het gesê dat die wêreld ons as sy disippels sal erken deur die manier waarop ons mekaar liefhet. So dit beteken dat ons ander opreg moet lief hê. Nie net voorgee dat ons hulle liefhet nie. En die plekke waar ons opregte eer moet begin betoon, is eerstens in ons eie gesinne, maar dan tweedens binne ons geestelike familie. Maar ons kan nie God se familie gebruik vir selfbevordering nie. Ons doel moet wees om mense rondom ons te eer vir dit wat hulle goed doen en sodoende ook verdeeldheid onder mekaar te vermy. As ons nie kan leer hoe om mense lief te hê wat volgelinge van Jesus Christus is nie, dan sal ons ook nie kan leer of weet hoe om mense lief te hê wat hom nie volg nie. So wanneer jy hierdie hoofstuk in Romeine lees uit die 1953 vertaling, dan sal jy opmerk dat
dat die subtitel van hierdie skrifgedeelte is liefde, vurigheid, nederigheid en weldadigheid. En ek hou van van wat hierdie subtitel sê, want eintlik wat dit doen is om ons te herinner aan die standaard waarvolgens ons as Christene moet lewe. In hierdie skrifgedeelte het Paulus met die Romeinse Christene, met die Jode en met ander heidene gepraat. En wat hy wou gehad het, hierdie mense moes verstaan, is dat daar 'n sekere standaard is waarvolgens ons as volgelinge van Christus moet lewe. En in hierdie spesifieke skrif wil ek dus veral jou aandag vestig op die woord liefde. Kyk, om 'n inwoner of 'n burger van die koninkryk van God te wees, vereis dat ons alle pogings moet aanwend om ons medebroers en susters hier op aarde lief te hê. En nie net te verdra nie, maar om hulle opreg lief te hê. Ons as gelowiges moet ons word geroep tot 'n hoër standaard. En daardie hoër standaard begin en eindig met die liefde van Christus. Liefde wat vriendelik en liefdevol is. 'n Liefde wat omgee. 'n Liefde wat 'n welbehae in ander het en 'n welbehae in 'n ander soek. En 'n liefde wat mekaar regstel wanneer dit nodig is. Mense ervaar Christus die beste wanneer hulle die liefde van Christus in ons raakloop. Of wanneer jy sien dat sy kinders mekaar liefhet en vir mekaar omgee. So vandag wil ek jou aanmoedig om te kies om daardie persoon of persone wat jy net verdra in jou lewe, waarlik lief te hê. Jy weet wie daardie persoon of persone is. En ek weet dit is makliker gesê as gedaan, maar ek moedig jou aan om na die goeie in daardie persoon te soek. Hoe moeilik dit ook al mag wees, en dan die keuse te maak dat jy daardie persoon sal lief hê vir die goeie kwaliteite wat hy of sy besit, al is daar net een. En om nie daardie persoon te meet aan aardse of wêreldse kwaliteite of standaarde nie, maar eerder aan sy Christelike of Jesus kwaliteite of standaarde, en om daarvolgens lief te hê. En onthou, al bewys hulle nie dieselfde liefde teenoor jou nie, moet jy hulle nog steeds lief hê en nie ophou om hulle lief te hê. Die feit is dat wanneer mense aanhoudend 'n persoon liefhet vir sy of haar goeie kwaliteite, dan sal die slegte kwaliteite minder vir jou begin saak maak. En vir daardie persoon sal dit ook aanmoedig om van die slegte kwaliteite ontslae te raak. Jy moet ook onthou dat jy het hulle lief met die liefde van Jesus. So jy kan eintlik baie meer van hulle hou as wat jy ooit gedink het jy kan. En wanneer jy bid vandag, dank die Here dat hy jou wys hoe onvoorwaardelike liefde lyk. Dank hom dat hy die toonbeeld van daardie onvoorwaardelike liefde is. Sê vir hom, dankie dat omdat hy jou innig liefhet, kan jy ook innige liefde teenoor ander betoon. En vra hom om jou te wys hoe om ander lief te hê soos wat hy jou liefhet. Vra hom dat hy jou sal wys hoe om ander te eer vir die goeie kwaliteite wat hulle besit, en dit in jou gedagtes sal inbrand sodat jy hulle altyd met blydskap en vreugde sal dien. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. So, dankie dat jy na vandag se boodskap geluister het, en
Mag jy 'n vreugdevolle dag hê en mag die Here jou ryklik seën vandag. Lief vir julle, tot 'n volgende keer. Ons chat weer. Ciao.